Goeiemôre broer en suster. Baie welkom vanoggend in die erediens en mag die Here ook by ons wees en mag ons harte warm word en mag dit nie net lekker wees om mekaar te sien nie, maar ook 'n besonderse ervaring wees om na die Here se woord te luister. En as ons later hier uitgaan, mag ons ook vir mekaar sê dit was goed gewees om gemeenskap met die gelowiges te hê, maar om die woord van die Here te hoor. Kom ons raak stil voor die Here. Vanoggend se tema in die erediens is: sal jy tevrede wees as jy vir die Here vra en die Here voorsien, maar nie soos jy vra nie. Die hele tema rondom geloof waarmee ek hierdie jaar besig is 'n ding wat die Here jare al met my loop, rondom geloof. En daarom is ek ook hierdie jaar besig om 'n reeks te hou rondom geloof. So kom ons vra vir die Here het met elkeen van ons 'n ander pad wat hy loop oor geloof, en dat die Here vir jou sal sê wat jy moet hoor. Toe ek 'n proponent was in Henneman, het ek een keer 'n preek gegee en heeltemal buite, ek het iets gesê en toe is die persoon nou baie kwaad dat ek so op hom of op haar pik. Ek het nou regtig nie 'n preek vir enige van julle uitgewerk nie. 'n Mens werk 'n preek vir jouself uit, en soos jy glo die Here lê dit op jou hart. Maar 'n preek is bedoel om geestelik te laat groei. In 'n reeks ook. Everal het gesê, ek moet tog eendag sê, hoekom hou ek 'n reeks? 'n Reeks is daar om ons te lei tot geestelike groei. En dis hoekom ek 'n reeks hou. En die belangrikste is, hierdie reeks is gebore uit 'n eie geloofspad, 'n geloofsreis wat ek geloop het al oor jare. En dan deel ek dit met julle. Dis wat ek doen. So kom ons raak stil en ons vra vir die Here dat hy vanoggend met ons sal praat, en soos die Here dit op jou hart lê, dat jy dit sal hoor. Dit is vir my altyd so aangrypend as ek die erediens begin met die woorde van die psalmskrywer. En mag ons ook vanoggend hierdie woorde in ons harte neem, en mag dit ook ons belydenis wees. Mag wat ek dink, mag wat ek sê, en mag wat ek doen vir die Here aanneemlik wees. Here, my God, my verlosser en my rots. En ons sê almal saam, amen. Broers en susters, ontvang vanoggend God se seëngroet. Ontvang sy vrede, en ontvang sy genade, en ontvang sy liefde. En dit kom van God die Vader, die Seun Jesus Christus ons verlosser, en God die Heilige Gees. Vat dit, maak dit jou eie, en hou dit vas. Amen. Kom ons maak die Bybels oop. Ons gaan vanoggend uit 3 gedeeltes lees. Die eerste gedeelte is, ek gaan die teks ook op die bord gooi, Eksodus 16 vers 1 tot 20, dan Deuteronomium 8 vers 3 tot 4, dan vers 10 tot 15 en dan 17 en 18, en dan, julle hoef dit nie op te soek nie, ek gaan dit, dis 3 verse in Numeri 11, vers 31 tot 33. So Deuteronomium, dis nou baie klein daar, Eksodus 16, vers 1 tot 20, die skrif by die lees van die woord sal groter wees, Deuteronomium 8 vers 3 tot 4, dan weer vanaf vers 10 af, en dan Numeri 11, julle kan dit opsoek as julle wil, maar julle hoef nie. Kom ons bid saam. Ag liewe Here,
Dit is elke Sondag so lekker om by mekaar te wees, om mekaar te sien, mekaar te groet, om met mekaar te gesels, om te hoor hoe gaan dit, om met mekaar dinge te kan deel wat U in ons lewens gedoen het, en om U werk soos 'n goue draad in ons lewe te kan sien. En as ons vanoggend hier by mekaar is ons nie net hier om mekaar te sien, die Here, ons is primêr hier om U woord te lees en om die verduideliking van U woord te hoor. Die verklaring van U woord te hoor. En daarom, Vader, bid ek dat U deur die Heilige Gees sal praat. Dat U my sal gebruik om die woorde wat U wil oor te dra. U weet dat ek voorberei het. Maar ten spyte daarvan, Here, dat U die dinge wat my uit myself uitkom, sal dit wegwaai soos veer in die wind. Maar dit wat U wil oordra, wat nie eers geskryf is nie, dat U dit sal bring in my verstand in, my hart in, my emosie in. Dat U hierdie paar minute vir ons sal vasvat, o Heilige Gees. U wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word. U wat die woord geïnspireer het. U wat die mense gebruik het om U woord neer te skryf in verstaanbare taal, wat vertaal is in ons taal. As ons hier weggaan, nog 'n stukkie van U geheimenis oor geloof vir ons oopgegaan het. En ons verhouding met U daardeur verdiep het. Baie dankie, Here, dat ons hierdie dinge tot U kan bid, in afhanklikheid en in nederigheid, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here, ons God, ons voorloper, die eerste een wat uit die dood uit opgestaan het, ons Redder. Ons bid hierdie dinge tot U, o Vader, en ons sê almal saam, Amen. As hy. Goed, kom ons lees saam, vers 2. In die woestyn het die hele volk hulle teen Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte gesit en oorgenoeg kos kon hê en eet. Nou dat julle ons laat wegtrek het tot in hierdie woestyn, om die hele volk van honger te laat omkom. Toe het die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel. Toe sê Moses en Aaron vir al die Israeliete, vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egipte bevry het. Môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle teen hom verset. Dat julle teen ons verset, dis niks. Verder het Moses gesê, as die Here vanaand vir julle vleis gee, môreoggend oorgenoeg kos om te eet, sal julle besef, hy het julle verset teen hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle verset het. Moses het toe vir Aaron gesê, beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan,
want hy het hulle verset opgemerk. En nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestynse kant toe om, en toe word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. Die Here sê toe vir Moses, ek het die verset van die Israeliete opgemerk, sê vir hulle, teen skemeraand sal julle vleis eet, en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom, en hulle die kamp volgesit. Volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek van fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet. Die Here het beveel, gaan maak dit bymekaar volgens elkeen se gesin se behoeftes. 2 liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent. Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander 'n bietjie. En toe hulle dit met 'n maatemmer afgemeet het, het die met baie nie te veel nie en die met bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaar gesit. Moses het toe vir hulle gesê, niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie. Maar, en dis nou belangrik, maar hulle het nie vir Moses geluister nie. Party het daarvan tot die volgende oggend laat oorstaan, maar daar het niet ingekom en dit ingesink. Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. En dan Deuteronomium 8, jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel sodat jy kan weet wat jy dink, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee jy nog jou voorouers bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou klere het in die 40 jaar nie verslyt nie en jou voete nie geswel nie. Telkens, dan vers 10, telkens wanneer jy genoeg het om te eet, moet jy die Here jou God dank vir hierdie goeie land wat hy aan jou gegee het. En nou, kyk nou baie mooi en toets ons. Sorg dat jy nie die Here jou God vergeet, deurdat jy nie gehoorsaam is aan sy gebooie en die bepalings en voorskrifte wat ek jou vandag gegee het nie. As jy nie gehoorsaam is nie, kan dit gebeur dat jy genoeg eet, mooi huise bou, rustig woon, en dat jy grootvee en kleinvee, dat jou grootvee en kleinvee baie word, en dat jou silwer en goud vermeerder, en dat jou besittings al hoe meer word, en dat jy hoogmoedig word en die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy kan dalk dink, my krag, my sterke hande het vir my hierdie rykdom verwerf. Maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. So hou hy die verbond in stand wat hy met 'n eed aan jou voorvaders beloof het. So is dit nou nog. En dan Numeri 11, vers 31. Die Here toe, hierdie is 'n baie interessante deel. Die Here het toe 'n wind gestuur en dit het kwartels van die see se kant af aangebring en hulle rondom die kamp laat val. Omtrent, 'n dagreis was 30 kilometer. Omtrent 'n dagreis ver na alle kante toe. En omtrent 1 meter diep op die grond. So hoe ver
hoe die kwartels gelyk. So wat die Here gedoen het, hy het vir 30 kilometer rondom die kamp, en die kamp was groot, so hoog, het die kwartels gelê. Onthou dit. En onthou ook dat die Here gesê het, vergader net vir elke dag. Elke ou moet net elke dag, en so jy kan nou self dink, hoeveel vleis eet jy op 'n dag? So, die volk het daar die hele dag, en die hele nag, en ook die volgende dag uitgegaan, en die kwartels bymekaar gemaak. Elkeen minstens 'n ton. Nou eet jy 'n ton vleis op 'n dag. Bymekaar gemaak en dit rondom die kamp oopgegooi. Die vleis was nog tussen hulle tande. Hulle het nog nie begin kou nie, toe ontvlam die toorn van die Here teen die volk, en hy het baie om die lewe gebring. Dit is interessant daai. Broer en suster, geseënd is jy as jy die woord van die Here vanoggend hoor. As dit in jou hart gaan lê, en as dit iets vir jou beteken, en dit jou geloof versterk. Johan is 25 jaar in dieselfde besigheid. 25 jaar het hy elke dag werk toe gegaan by dieselfde besigheid, selfde firma. Hy was gewoon daaraan dat hy die 25ste van elke maand sy salaris gekry het. Hy en sy vrou het hulle dinge so gereël dat hulle polisse gereeld afgegaan het, want die salaris het ingekom. Hulle kinders het hulle so gereël dat hulle skoolgelde kon betaal, hulle die wat gaan leer het hulle universiteitsgelde betaal, hulle kon selfs gereeld dankoffer gee, want die salaris het ingekom. En toe eendag, toe hy 52 is, na 25 jaar, toe hy by die werk kom, toe word hy ingeroep, herstrukturering. Sy pos val weg. Hy het om daai middag met 'n boksie sy persoonlike besittings op die parkeerterrein gevind en nie geweet wat hy die volgende dag sou doen nie. Wat gaan hy nou maak? Op 52 het jy nog 'n lewe voor wat jy kan werk. Toe hy by die huis kom, het hy presies geweet wat hy gaan bid. Hy het gebid, hy en sy vrou het gebid, Here, gee my die 25ste gee my weer 'n vaste inkomste, die 25ste, sodat ek die 25ste van elke maand weer geld kan inkry en my dinge kan reël. Maar dit het nooit gekom nie. Hy het nie weer 'n vaste betrekking gekry nie. Hy het 'n klein taakie hier gekry en 'n groter projek weer daar gekry, en dan weer 'n klein projekkie hier en 'n groot projekkie daar. Hy het later gesê dit het gevoel asof sy lewe wipplank gery het, op en af. Dan baie geld wat hy ingekry het, dan min, maar nooit te veel om op te gaar nie. Maar sy vrou het elke maand 'n boek gevat, haar naam was Esther, en ingeskryf wat hulle ingekry het en hoeveel hulle ingekry het. En dan het sy vir hom later gewys dat hulle genoeg ingekry om van te leef. Maar het sy na 2 jaar vir hom gewys dat daar nie 'n maand was wat hulle nie iets ingekry het nie. Elke maand het hulle iets ingekry, nooit te min nie, nooit te veel nie, maar getrou. God het geweet wat om te gee.
Sien die vraag, broer en suster, wat ons vanoggend vir onsself moet afvra, die dieper vraag, is nie, sal God vir ons sorg nie. God sorg vir ons. Die dieper vraag as ons oor geloof praat, is, sal jy God vertrou dat hy voorsien, maar op sy manier. Nie soos jy wil hê nie. Want dit is die moeiliker een. En dit is presies die punt waarmee Israel besig was in albei die gevalle. Die een is hulle net 'n kort rukkie uit die beloofde uit Egipte uit, en die ander teks in Deuteronomium 8 is hulle op punt om die beloofde land in te gaan. Se kan hulle God vertrou dat hy vir hulle sal sorg, al voorsien hy nie soos hulle dit wil hê nie. Die eerste ding wat vir ons belangrik is, en wat ek wil hê julle vanoggend moet huis toe vat, is om te weet, God gee genoeg, maar hy gee nie vol voorraadkamers nie. Ons wil vol voorraadkamers hê. En dit sien ons in die woord van die Here wanneer daar staan, as ons maar liewers in Egipte agtergebly het. Want daar in Egipte het ons ten minste elke dag baie vleis gehad om te eet. Al was ons slawe, maar nou het Moses, jy na Aaron en die Here ons hier in die woestyn ingebring om hier in die woestyn te sterf. Sien die probleem, as ons mooi dink, die probleem is nie dat hulle slawe was nie. En die probleem is eintlik nie dat hulle nou in Egipte in die woestyn trek nie. Die probleem is eintlik wat ek daar geskryf het, die onsekerheid. Die feit dat hulle nie meer sekerheid gehad het oor voorsiening nie, want hulle ten minste in Egipte geweet dat hulle elke dag kos gaan hê. As hulle elke aand na hulle harde werk in die slawerny by die huis gekom het, was daar baie kos. Hulle het daai sekerheid gehad. En nou in die woestyn is hulle ten minste vry, maar wat weet hulle nie? Hulle weet nie of hulle water het nie, en hulle weet nie of hulle brood het nie, en hulle weet nie of hulle vleis het nie. Daar's onsekerheid. En so is ons ook. En wat doen God? God het 'n oplossing. Maar voor ek by God se oplossing kom, is daai vir my die ironie. Want dit lyk vir my, ons is baie keer soos hierdie Egiptenaars, soos hierdie Israeliete. Hulle verteenwoordig ons, dat dit vir my lyk asof die voorsiening van die Here vir ons meer onveilig is, as die sekerheid wat ons vir onsself probeer uitwerk. Ons eie planne, ons eie strategie dink ons is veiliger as om by die Here te gaan sit en by die Here veiligheid te kry. En dit is wat die Israeliete verteenwoordig. En dit is om geloof weg te neem en om God se almag weg te neem uit ons lewens uit. En want sien, God werk op 'n baie sekere manier. Wat doen God? Hy sê, ek sal elke keer vir julle sorg. Ek sal elke dag vir julle gee. En dat julle die dag se voorraad moet optel. Wat? Manna en kwartels. En dat julle dit moet opgaar vir die dag. Nie net partykeer nie. Elke dag getrou. En dan stuur hy die kwartels. Hy stuur dit in oorvloed. 'n meter hoog, 'n dagreis ver vir 40 jaar lank. En wat doen hulle? Hulle twyfel. God se somme werk uit. Vir die wat baie is daar nie te min nie. En die wat min het, is daar nie te veel nie. God weet presies hoe om hierdie ding uit te werk. En wat doen hulle? Hulle maak te veel, want soos ons wil ons eie planne werk, en dan wil ons aan ons spens 'n bietjie ekstra hê, want ons soek sekuriteit. Ons hou nie van God se sekuriteit nie, want ons hou nie van vertroue nie.
Die belangrike ding wat die Here vir ons leer, is jou sekuriteit moenie in jou volvoorraadkamers wees nie, maar in hom. In getrouheid aan hom, in vertroue aan hom. Nie dat hy nie jou voorraadkamers kan volmaak nie. Nie dat hy nie vir hulle vol voorraadkamers kon gee nie. Natuurlik kon hy dit doen, maar hy wou hulle harte gehad het. Hy wou gehad het dat hulle hom moet lief hê. Maar wat wil ons hê? Ons wil 'n bank hê. 'n bank met genoeg geld vir 10 jaar of vir 20 jaar, want dan hoef ons hom nie te vertrou nie. Dan hoef ons nie te glo dat die Here voorsien nie. Ons wil ons polisse reg hê, ons wil ons anniteite reg hê. Ons wil weet dat ons strategieë in plek is en dat dit goeie strategieë is. Ons wil weet dat ons gesondheid reg is, dat ons gesinne reg is. Want dan hoef ons die Here nie te vertrou nie, dan het ons eie lewe self uitgewerk. Dan kan ons net beplan en dan kan ons net bestaan. Maar die Here sê vir die volk iets anders, hy sê, ek kan dit gee, maar ek soek julle harte. En so kom God vanoggend en hy sê vir ons, vir 40 jaar het ek hulle elke dag vir hulle gesorg. Vir 40 jaar elke dag, oggend en aand, het hy vir die Israeliete gesorg. Hoe oud is jy en vir so lank het die Here elke dag vir jou gesorg? Hy sal in die toekoms dit nog steeds doen. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Tweede punt wat ons moet leer, is as dit te goed gaan, vergeet ons wie voorsien. Ek het nou die dag vir een van die kerke gemeenteraadslede gesê, 'n mens moet oppas as jy in die kerk is, dat jy te veel geld in jou begroting het, want dan is jy nie meer van die Here afhanklik nie. Dan dink jy ons kan ons eie goed bestuur. Daardeur sê ek nie, ons moenie 'n sterk begroting hê. Ons moet. Maar dieselfde geld vir elkeen van ons. Dit gaan oor waarop fokus ons. Fokus ons op die Here wat voorsien, of fokus ons op dit wat hieronder is? Want sien, daai punt is in Deuteronomium 8 belangrik. In Deuteronomium 8 is hulle nou vir 40 jaar deur die woestyn. En nou staan hulle gaan die beloofde land nou in. Hulle gaan Kanaan nou in. En nou verander die toneel heeltemal. Nou kyk hulle na Kanaan en wat sien hulle? Hulle sien wonderlike lande. Hulle sien wonderlike huise. Hulle sien 'n wonderlike land wat oorloop van melk en honing. En ewe skielik gaan hulle in en dan verander die ding, hulle gaan ploeg. Hulle gaan geld bymekaar maak. Hulle gaan huise bou en hulle gaan goed reg kry. En daarom staan daai verse daar. En dis belangrik vanoggend vir ons. Dit kan gebeur dat jy genoeg geëet het, 'n mooi huise gebou en rustig woon, en dat jy silwer en goud vermeerder, jou begroting. En jou besittings al hoe meer en meer word. En dat jy hoogmoedig word en die Here jou God vergeet, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy kan dalk dink, my krag en my sterk hande het vir my hierdie rykdom verwerf. Maar jy moet die Here jou God nie vergeet nie, want dit is hy wat jou die krag gee om die rykdom te verwerf. Wat is die waarskuwing? Is totaal 'n ander waarskuwing. Die probleem in die woestyn
was 'n gebrek. Hulle het nie gehad nie. En die Here het voorsien. Die Here het bonatuurlik voorsien. Trouwens het dit voor hulle oë uit die hemel uitgeval. Hulle kon nie anders as om dit te mis nie. Die probleem in Kanaan is oorvloed. Maar so baie dat hulle gedink het, hulle het voorsien. Nie die Here nie. Trouwens, as 'n mens so baie het en genoeg het, dan kan 'n mens in die versoeking kom om te sê, dit is ek wat so goed is, dat ek vir myself hierdie dinge opgebou het, dat ek self vir my hierdie koninkryk opgebou het. Is mos die onheilige drie-eenheid, me, myself en I. Nee? My, ek self en ek. Dit is presies waarteen die Here hulle waarsku. Want dit is die grootste gevaar vir geloof. En vertroue in die Here is om te dink, ek kan hierdie goed doen. Ek het die Here nie nodig nie. Moses kom en hy sê vir die volk, luister, dit is twee verskillende situasies, was dieselfde bron. God wat voorsien. En kom ek verduidelik dit vir julle so. In die woestyn het hulle niks gehad nie, maar God het gegee. In Kanaan het hulle alles gehad, maar God het nog steeds gegee. So waar is jy vanoggend? Is jy in 'n woestyntyd? Of is jy dalk in Kanaan? Is jy in 'n woestyntyd dat jy sê, ek bid die Here, ek het my werk verloor, dit gaan nie goed met my gesin nie, dit gaan nie goed met my gesondheid nie, dinge wil net nie lekker werk nie. Die Here voorsien, maar elke dag op 'n slag, op sy manier. En as dit goed gaan met jou, moet jy net onthou, dat dit nie jouself is wat so goed is nie. Dat dit nie ek is wat hierdie goed reg gekry het nie. Maar dat dit geskenke van die Here is, wat vir jou die genade gegee het, en die wysheid en die krag, om hierdie goed te doen. Is my baie interessant, dat Deuteronomium 8, dat die Here sê, jy moet oppas dat jy my nie vergeet nie. Ek gaan nou daarby kom met die derde punt. En die geheim kom Moses, en Moses sê vir die volk, luister, die geheim is dit. As dit goed gaan met julle, of as dit sleg gaan met julle. Maar in hierdie geval sê hy, as jy genoeg het, en jy eet, en jy word vol, prys die Here. In ons gereformeerde teologie sê ons, daar is iets soos dankbaarheid. Dankbaarheid, broer en susters, nie net goeie maniere om dankbaar te wees, is om te onthou, wie is die een wat vir jou sorg? Wie is die een wat voorsien in jou lewe, om jou oë op te rig na die Here toe, weg van jouself, weg van ander mense, weg van jou omstandighede, na die Here te kyk en te sê, Here, dankie, dat U sorg in die woestyntyd, of dat U sorg in die beloofde land. Die laaste punt vanoggend. Hou vas aan die een wat gee. Nie net aan die geskenke nie. En ons is geneig om vas te hou aan die geskenke, daarom die twee prentjies langs mekaar. Dis twee verskillende situasies, maar is eintlik presies dieselfde ding. Die woestyn en die beloofde land, eintlik presies dieselfde. In die woestyn het hulle gebrek gehad, en God het gegee. Hy het gawes gegee. Hulle het die gawes van die Here gesien, dit het uit die hemel uitgekom. Ek het nou nog gesê, dit was voor hulle oë gewees. Hulle het dit gesien, maar hulle het gekla, hulle was ondankbaar, wat die redes ook al daaroor was. In die beloofde land sien jy die gawes. Die Here gee dit vir jou. Jy kan dit nie mis nie. Maar in beide gevalle mis ons God. In die woestyntyd mis ons God, want ons word so terneergedruk oor ons probleme.
In die beloofde land mis ons God, want ons leef so lekker. In die woestyntyd kan ons nie anders oor ons ellende wat ons nou God mis nie. Die belangrike ding wat Deuteronomium 8 sê, in die beloofde land vergeet ons van God. En dis 'n belangrike punt. Dit neem geloof weg. As dit so goed gaan met jou, dat jy God, jou oë van God af wegvat, en na sy geskenke kyk, dan vergeet jy hom, van hom. En daarom hierdie wonderlike ding, wat die woord vir ons gee, dat hy sê, 'n mens, en Jesus gee dit tog ook vir ons, dat Jesus onder andere sê, en Moses sê dit, sê, mens kan nie leef van brood alleen nie, maar van die woord van God. So is baie interessant dat Moses hier sê, die Here wil dit vir julle leer. Die Here leer dit vir jou nie net as jy swaar kry nie, dit's geloof. Die Here leer dit ook as dit met jou goed gaan. Jy kan nie net leef van dit wat rondom jou is, van jou omstandighede nie. Jy leef van die woord van God, jy leef uit geloof in geloof alleen. God, dis nie dat God nie vir jou kan sorg nie. Dis nie dat God nie vir jou skuur kan volmaak nie. Kyk na die hand wat gee. Dit gaan nie oor die manna en die kwartels nie. Dit gaan oor die hand wat gee. God soek jou hand. Die vraag in hierdie hele reeks, kernvraag in die hele reeks, waar is jou hart? Is jou hart by God of by dit wat God gee? Wat het jy die liefste, vir God of dit wat God gee? Ek wil vir jou 4 vrae vra. Want dit jou antwoord op hierdie 4 dinge gaan vir jou ietsie sê oor waar jou hart eintlik is. As God vanoggend jou omstandighede gaan omdraai en dit ewe skielik met jou gaan sleg gaan, sal jy nog op hom vertrou? As jy sê nee, dan is jou oog nie op God nie. Want jy hom nie lief nie. Is jou geloof nie daar nie. Tweede vraag. As God vanoggend vir jou gaan seën, en hy bederf jou, en hy sit jou in die beloofde land, gaan jy hom nog onthou? As jou antwoord nee is, dan weet jy waar jy is. Miskien is hierdie vraag, dat ek nou gaan vra, dalk bietjie onbillik. Waarvoor bid jy die meeste? Bid jy dat die Here net geskenke sal gee? Of bid jy dat sy koninkryk sal kom? Waarop fokus jy in jou lewe? Fokus jy ook op die gewer in jou gebede en in jou lewe, of net op die besittings? Of is jy maar net aan die gang? Jy sal die dinge self uitwerk. Want die antwoord op daai 4 vrae, broer en suster, ons is baie vroom as ons in die eredienste is, of as jy met 'n dominee praat, is ons almal baie vroom. Maar hierdie 4 vrae vra dat jy vir 'n slag eerlik net met jouself daar is. Tussen jouself en die Here. Jou antwoord daar gaan vir jou sê wie jy die liefste het, waar jy is. Vir die gewer, is jou hart by die gewer, by God, of by die geskenke wat God gee. 3 jaar later, toe sit hulle weer, Johan en Esther. Vir 36 maande, sy vat toe weer haar boekie,
En na 2 jaar het sy aangehou boekhou. Wie het gegee, watter projek, hoeveel het hulle ingekry. En toe wys sy vir hom, vir 36 maande, het hulle elke maand, het die Here voorsien, 36 keer vir 36 maande, 3 jaar aan mekaar, elke maand, getrou, het die Here voorsien. Wat my getref het van sy verhaal, is dat hy vir haar gesê het, jy weet, wat my skaam maak, het hy vir haar gesê, is ek het vir die Here 'n vaste werk en 'n vaste salaris gevra. Maar ek het iets gekry wat baie groter is. Ek het 'n vaste God gekry. Ek het iemand gekry wat my nie in die steek laat nie. Hy het gesê, jy weet, voor die tyd was ek 'n gelowige, maar ek het nooit eintlik gebid nie. Ek het nooit eintlik regtig 'n verhouding met hom gehad nie. Ek het nooit eintlik regtig, ek het gesê, ek glo, maar ek het nooit regtig eintlik geglo dat die Here werklik voorsien nie. Maar nou weet ek hy voorsien. Nou bid ek regtig. Want ek loop elke dag met hom. Sien, ons vra vleispotte, maar die Here gee manna en kwartels. Nee. Ons soek vol voorraadkamers, maar die Here gee elke dag homself. Wat is die beste? Ek wil afsluit hiermee. Moenie aan die geskenke vashou. As niks fout met die geskenke nie, verstaan? Ek hou ook van geskenke. Ek hou ook van die geskenke van die Here. Hy gee dit, geniet dit. Hy gee dit, geniet dit. Maar moenie aan dit vashou nie. Hou aan die Gewer vas. Hou aan hom vas. Hou aan die Here vas. Onthou, elke oggend en elke aand sorg hy. En onthou, vertrou op hom. Hy sal voorsien. Soos hy vir hulle 40 jaar lank, elke oggend en elke aand voorsien het. Vertrou en glo, broer en suster, dat hy vir jou sal voorsien, sal sorg, wat jou nood ook al is. Ek weet nie. Maar glo in hom. Vertrou in hom. Hy sal voorsien. Amen. Liewe Here, dit is vir ons baie moeilik om te glo. En dit is vir ons baie moeilik om te vertrou dat in donker tye U steeds daar is. En wanneer dit met ons goed gaan, is ons geneig om te vergeet dat dit U is wat dit gee. En daarom kom ons as broers en susters vanoggend, ons as U kinders, as 'n geloofsfamilie, kom ons na U toe. Ons wil vir U vra, hou ons vas. Dra ons. Maar Here, hou ons so vas, elke een van ons, of dit met ons goed gaan of moeilik gaan, dat ons altyd naby U sal leef. Dat ons nie ver van U af sal wees nie. En dat ons lewe daarvan sal getuig dat U die voorsiener is.
Vader, daarom kan ons glo dat U ook in hierdie land sal werk. Daarom glo ons dat U ook in ons geloofsfamilie werk. En dat U ook in ons geloofsfamilie wonderlike en goeie dinge teweegbring. En dat U sal voorsien in die toekoms, in die behoeftes van hierdie familie, hierdie kinders van U, sodat ons 'n lig op die rif kan wees, dat die wêreld kan weet dat Jesus die Here is. En daarom sê ons vir U dankie daarvoor. Maar ek wil ook vanoggend, Vader, saam met my broers en my susters vanoggend hier intree vir almal wat siek is. Almal wat hartseer is, almal wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Ek wil vir U dankie sê vir almal wat bly is en opgewonde is. Dankie vir almal wat in bedieninge staan, en meelewe, Here. Almal wat vanoggend hier in die huis van die Here is. Dankie vir U goedheid en U liefde en U genade. Vader, ek bid vir ons land, vir ons regering en die kabinet, vir ons stadsraad, vir die verkiesing wat later die jaar kom. O Heilige Gees, dat U sal beweeg en vrede sal bring, dat U haat onder mense sal wegvat, dat U ons 'n land sal maak waar mense 'n verhouding met mekaar sal hê, ongeag wat politici aanwakker. Dankie dat ek vir Johan kan bid, my kollega, vir Lien. Vader, dat ek ook kan intree vir die gemeenteraad en vir die dagbestuur. Dankie Vader vir al die goedheid en al die liefde en al die genade. En voor ek amen sê, Here, wil ek ook vanoggend bid, dit lê swaar op my hart, te bid vir al die geweld en al die oorloë in die wêreld. U wat die vredemaker is, o Here Jesus. U wat die Heilige Gees gestuur het, wat ook U werk hier op aarde voortsit. O Gees van God, dat U ook daar sal beweeg, by hulle wat die geweld aanwakker, dat daar ook vrede sal kom. Dankie vir U goedheid. Vader, ons bid hierdie dinge tot U, in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, en God se kinders sê almal saam. Amen. Broers en susters, ontvang die seën van die Here, en gaan leef in sy vrede. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genade gee. Die Here sal jou gebede verhoor, vir jou vrede gee. Maar die Here sal jou ook die geloof gee, met die wete dat hy in jou woestyntyd en in jou beloofde landtyd vir jou sorg. In die naam van die Vader, die Seun en God, die Heilige Gees. En ons sê almal saam, Amen.